Goeiemôre, Dr. Matt wat praat. Ek sit by dokters se spreekkamers en nou wag ek nou maar vir my afspraak om plaas te vind. En daar kom 'n ouma's met 'n rolstoel ingerol en hy vra toe nou vir 'n ander rolstoel want sy rolstoel is bietjie breër gemaak as normaal sodat hy kan net oorskuif sodat hy by die spreekkamer se deur kan ingaan wanneer dit nou sy beurt is. En hulle vra vir hom hoekom sê nee, die rolstoel moes groter gemaak geword het. Want u sien, in sy bolyf is hy geweldig groot, maar sy bene, daar's amper nie bene nie en hy kan nie staan op hulle nie. Maar 'n vriendelike ouma's, gehavend, klaar, gedaan, moeg, kort asem en nou sit ek en luister na hierdie man. Nou vra hulle vir hom, "Hoe gaan dit?" En met 'n glimlag op die gesig, "Dit gaan baie goed." En hulle sê vir hom iets en hy lag daaroor. En weer sê hulle iets en weer lag hy. En alles wat gesê word daaroor gelag. En terwyl dit nou my beurt is en ek gaan in, sit ek in die spreekkamer en ek kan hoor hoe hierdie ouma's lag aan die buitekant voor sy afspraak moet plaasvind. En ek leer iets baie groots daaruit. Ons situasie is partykeer so klein en as ek kyk na hierdie man, kyk na sy struktuur en ek kyk na die liggaamsbou, dan ek glo as dit ek was sou ek nie gelag het nie, maar hy lag. Als is vir hom 'n lied en 'n lag. En partykeer is dit sodat ons net die lelike in die lewe sien. Ons sien die swaar en ons trek hierdie goeders ons aan en dit voel of ons 'n berg op ons skouers het. Lag is nie iets wat oor ons lippe kom nie. My vriend, kom ons lag bietjie oor situasies. Want jy sien die woord van die Here sê, lag bevorder die gebeendere. So ek persoonlik, ek dink ek lag ook te min. Ek sal baie eerder meer wil lag in my lewe. En dit is baie lekkerder om te lag as om te huil. My vriend, lag. Lag oor elke situasie. Lag. En jy gaan sien, jy gaan sommer beter voel. En nou ja, doen dit met groot liefde en dan sal jy ervaar, die laste rol ook sommer weg. Herlewingsgroete.